Kom ons word dan stil in die teenwoordigheid van die Here. Ek sweer by myself, spreek die Here, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die drie-enige God, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing die lof van die Here. Ons sing Psalm 118, ons sing daarvan vers 1, 2 en 12, Psalm 118 vers 1, 2 en 12, in vers 12 sing ons van die feesdag wat God vir ons gee. Hierdie is 'n feesdag, ons vier fees saam met die Here in die erediens. So kom ons loof die Here hartlik saam, Psalm 118 vers 1, 2 en 12.
Ons lees vanoggend die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Hierdie is die opsomming van die wet. God se wet is sy hele wil vir ons lewens, die hele woord gee vir ons sy wet. Alles wat hy van ons eis, dit is sy wet, maar daar is verskillende maniere hoe God se wil vir ons lewens opgesom kan word in die Bybel, en een van hulle is hier in die 10 gebooie, Eksodus 20. Ons gaan dit vanoggend lees, ons lees dit met die doel om selfondersoek te doen, sodat ons daarna ons skuld teenoor die Here kan bely. Veral met die nagmaalviering vandag is dit ekstra relevant vir ons, want ons kom na die tafel van die Here en jy kan net toegang hê tot die tafel van die Here. Jy kan net toegang hê tot die feesmaaltyd van die Here, as jy waarlik jou skuld bely het en deur God daarvan vergewe is. So is 'n baie belangrike stap in die erediens hierdie, die versoeningsdiens. Nou kom ons lees dan die wet van die Here, Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, in aansluiting by die preek, waar ons gaan hoor van iemand wat kniel voor die Here, gaan ons vandag ons skuldbelydenis iets wat anders doen. Ons skuldbelydenis gaan 'n voorlesing wees, ek gaan vir ons 'n skrifgedeelte voorlees, die skuldbelydenis van Esra, en tegelykertyd gaan ek ook vra dat elkeen wat gewillig is en wat dit kan doen, saam met ons gaan kniel, wanneer ons hierdie skuldbelydenis dan doen. Ek weet dit is nie altyd moontlik met hoe die stoele staan nie, maar dit pas by die preek, dit pas by die onderwerp. In die Bybel het ons 'n paar plekke waar iemand kniel voor die Here as hulle skuld bely, en ons gaan dit ook vanoggend dan probeer doen. As dit nie vir u moontlik is nie, dan buig maar net vooroor terwyl u op u stoel sit. So ek vra dan dat die wat gewillig is voor die Here kniel. Maar op die tyd van die aandoffer het ek opgestaan uit my verootmoediging, en terwyl ek my kleed en my mantel skeur, het ek op my knieë gebuig en my hande uitgebrei na die Here my God en gesê, my God, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot U, my God, op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Van die dae van ons vaders af tot vandag toe is ons in 'n groot skuld, en oor ons ongeregtighede is ons self, ons konings en ons priesters oorgegee in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan gevangenskap en aan plundering en beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. En nou was daar vir 'n klein oomblik genade van die kant van die Here onse God, om vrygeraaktes vir ons te laat oorbly,
en ons 'n pen te gee in sy heilige plek, sodat ons God ons oë verhelder het en ons 'n bietjie verademing geskenk het in ons diensbaarheid. Want slawe is ons. In ons slawerny egter het ons God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind. En wat sal ons nou na hierdie dinge sê, ons God? Want ons het u gebooie verlaat, en na alles wat oor ons gekom het, vanweë ons slegte dade en ons groot skuld, want u, ons God, het ons minder toegereken as wat ons ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee, sal ons weer u gebooie verbreek? Sal u nie op ons vertoorn wees, totdat ons vernietig is, sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie? Here God van Israel, u is regverdig, want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is. Hier is ons in ons skuld voor u aangesig, want niemand kan om sulke dinge voor u aangesig bestaan nie. Amen. Ek vra nou dat u asseblief opstaan vir die vryspraak van die Here. Die woord van God verkondig in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees sy vergifnis aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in die hart 'n belydenis van die sondeskuld gedoen het. Maar aan hulle wat in die sonde volhard en nie tot geloof kom nie en die skuld nie bely nie, verkondig God se woord sy oordeel. Ons mag lees in 1 Johannes 1 vers 8 tot 9. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is die genade van die Vader in die naam van die Seun deur die werking van die Gees. Amen. Kom ons bely nou ons geloof in die Here. Ons bely ons geloof vanoggend met die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Ek sal daarmee voorgaan en elkeen van ons spreek dan die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing nou ons aanbiddingslied. Dit is gesang 241, gesang 241, 241, en ons sing daarvan vers 1 tot 3, gesang 241, ons sing vers 1 tot 3, daarna kan u weer gaan sit.
U sal agterkom dat ons vandag in die erediens word dit al 'n paar keer herhaal, God se drie-eenheid, die drie-eenheid, ook die lied wat ons nou net gesing het. En dit is ook vir voorbereiding vir die skriflesing waarby ons nou uitkom. Ons gaan lees uit Efesiërs 3 vers 14 tot 21. In die afgelope week by die Pinkster bidure het ons gesels oor wat die erediens is. Al die bidure het gegaan oor die erediens en vandag het ons nou 'n erediens hier. Hierdie is 'n erediens, die bidure was nie eredienste nie, maar hierdie is 'n erediens, dit wat ons hier op 'n Sondag het. Ons kom hier om die Here te eer en om te ontmoet in die erediens. Ons gesien die erediens gaan oor God se verbondsbevestiging. God drie-enig kom en hy vernuwe en bevestig sy verbond met sy bruidskerk. Nou vandag sluit ons dan by daardie onderwerp aan, nie soseer oor die erediens gedeelte nie, maar oor die drie-eenheid van God. Dit is ook 'n gepaste manier om die Pinkstergeleentheid dan af te sluit. Ons dink in God se drie-eenheid, nie net die Heilige Gees nie. God die Heilige Gees is ook waarlik God, maar ons vandag sluit ons af met God se volle drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Een van die plekke waar mense dit baie mooi en baie duidelik kan sien, is juis hier in Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Hier het ons 'n voorbeeld van 'n gebed. Dit is die apostel Paulus se gebed vir die kerk in Efese. En u sal sien in die gebed bid hy tot die drie-enige God. Hy bid tot die Vader in Jesus Christus deur die Heilige Gees. En dit is waarby ons ook vandag gaan stilstaan. Paulus se gebed hier is nie in die eerste plek vir ons 'n voorbeeld van hoe om te bid nie. Dit is 'n voorbeeld van hoe om te bid, maar is ook meer as dit. Paulus hier wys vir ons wat is ons behoefte aan die drie-enige God. Waarom het ons die Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewens nodig? Nou kom ons lees dan die woord van die Here, Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Hierdie is die woord van die drie-enige God. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Ek vra dan dat die broeders staan en bid ons saam. Vader, ons bid tot U in die naam van Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. Ons staan hier voor U. U is ons God, God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. U heerlikheid strek van ewigheid tot ewigheid. Alles in die hemel en op aarde moet aan U die lof bring. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Ons gebed is dat U ons vandag sal help om U woord te verstaan, dat U, o drie-enige God, ons sal lei om te verstaan waarom ons nodig het om 'n verhouding te hê met U, o Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Help ons om te sien dat net soos Paulus se gebed gerig is tot die drie-enige, so moet ons hele lewens gerig wees tot U, o Here. Ons bid dieselfde vir ons gemeente. Maak ons oë oop dat ons ware behoeftes as kerk sal sien
en sal ken. Dat ons sal sien ons grootste behoefte is 'n behoefte aan U, om U in waarheid te ken. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, U Seun, en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, een van die gonswoorde wat 'n mens baie vandag hoor, is die woord behoefte. Behoefte, of in Engels need. 'n Mens hoor dit aanhoudend op die nuus en in gesprekke, is amper tweede natuur. Ons samelewing is vol daarvan. Sosiale media is vol daarvan dat mense praat oor behoeftes. Jy weet, mense sal sê, wat is die behoeftes van die armes? Dat ons die behoeftes van die armes, die werkloses, die haweloses aanspreek. Ander mense sal praat van die behoeftes van kinders. As jy kinders groot maak, dan moet jy weet wat hulle behoeftes is. Iemand anders sal in 'n huwelik dalk sê, jy verstaan nie my behoeftes as man of my behoeftes as vrou nie. Dit is 'n baie algemene term wat ons gebruik en is nie 'n slegte term nie. Die Bybel erken beslis die beginsel dat ons behoeftes het. Maar die vraag is, weet ons wat ons behoeftes werklik is? Weet ons wat ons diepste, grootste, mees basiese behoeftes is? Ons is baie keer soos kinders, nie waar nie? As ek met die kinders dalk gou kan praat, as jy vandag as kind hier gesit het en dink gou, en jy moes 'n lysie maak van jou behoeftes, jou grootste behoeftes, wat sou op daardie lysie gewees het? Sjokolade, ure se TV kyk elke dag, waar op die lysie sou huiswerk gekom het? Of broccoli? Nêrens, né? Maar as volwassenes, dink 'n bietjie daaraan, as volwassenes, as u vandag 'n lysie moes maak van jou grootste behoeftes, wat sou op daardie lysie gewees het? Wat is jou grootste behoeftes as 'n volwassene? Dink mooi. Aanvaarding, prestasie, dalk dink jy as mense net respek vir my gaan hê, as my vrou net respek vir my gaan hê, of jy dink dalk, as my man net waarlik lief vir my gaan wees, as ons net nie so baie konflik in die huis gehad het nie. Dis 'n behoefte wat ek het. Ek soek net finansiële veiligheid, sekerheid in die moeilike tye waarin ons leef. Wat is jou grootste behoeftes? Al die dinge kan geldig wees, net 'n geldige plek, maar die vraag is, wat is jou grootste, jou diepste, jou mees basiese behoefte? Nou Paulus antwoord hier vir ons daardie vraag. Is eintlik vreemd as 'n mens so daaraan dink. 'n Mens hoor van sy gebed en mense eerste instink sal wees om te sê, wel hy sê vir ons hier van sy gebed, sodat ons kan weet hoe om te bid. Maar ons moet besef, die Bybel is nooit in die eerste plek, geen teks is in die eerste plek geskryf, sodat ons daaruit kan leer wat om te doen nie. God se woord kom nooit in die eerste plek na jou toe en sê, hier is hoe jy jou lewe nou moet gaan verander, hier is hoe jy jou gebede kan verbeter nie. Dis deel van dit, maar dit is altyd 'n sekondêre doel. Die hoofdoel van God se woord hier, van Paulus se gebed, is om vir ons te leer, wat het ons waarlik nodig? Die apostel verseker dan hier vir die gemeente in Efese, hulle het hierdie dinge waarlik nodig, maar hy verseker hulle ook, hy het daardie behoeftes aan die drie enige God opgedra. Is dit nie baie troosvol om dit ook vandag te besef nie? Ons het hierdie behoeftes, maar die drie enige God is daar om in ons behoeftes te voorsien. So kom ons maak dit nog meer prakties dan. Wat is die behoeftes van ons gemeente? As jy 'n lys moet maak van AP Kerk Grootfontein se behoeftes, wat is dit? Ons primêre, eerste behoeftes. Laat ek vir u so 'n bietjie vooruit sê, dit is nie om meer geld in die bank te hê nie. Dit is nie om groter bydraes te hê nie. Dit is nie om 'n lekker kerksaal te hê nie. Dit alles kan sy plek hê. Maar wat is ons primêre behoeftes? Paulus antwoord dit hier, God se woord antwoord dit hier in hierdie gebed. So ons gaan by 4 behoeftes stil staan, soos wat ons vers vir vers deur die gedeelte gaan werk. Ek sal die 4 punte aankondig soos wat ons verder deur die preek beweeg. Die eerste behoefte, ons het 'n behoefte om met die Vader te praat. 'n Behoefte om met die Vader te praat. Vers 14 sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Paulus wys vir ons, tot wie is sy gebede gerig? Tot wie bid hy? Hy bid tot die Vader, hy buig sy knieë voor die Vader. Dit is ons eerste behoefte. Ons eerste behoefte is 'n behoefte
om met die Vader te praat, om ons gebede tot hom te rig. Vers 15 gaan aan, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Wat bedoel hy daarmee? Wel in die Bybel, as iemand vir iets 'n naam gee, dan wys jy daardeur 'n soort verhouding, maar jy wys ook spesifiek gesag en heerskappy. Dink terug aan Genesis 1. Dink terug aan God wat alles maak. Hy maak iets en dan benoem hy dit. Hy gee vir dit 'n naam. Hy maak die lig en dan sê hy, dit is dag. Hy skei die water van die grond en sê hy, die water is die see en die grond is die aarde. Hy maak iets en dan benoem hy dit. Daardeur wys hy sy heerskappy oor dit. En hier word dan gesê, al die geslagte, al die families van die aarde en die hemel, het hulle name van God ontvang. Dit beteken nie noodwendig dat God vir elkeen 'n spesiale naam gegee het nie, maar dit wys daardeur dat God gesê het, dit is my eiendom, ek noem dit, ek neem eienaarskap daarvan. Maar die eerste punt waarby ons hier stil staan, ons eerste behoefte, ons het 'n behoefte om met die Vader te praat. Ons het 'n behoefte om met die Vader te praat. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Dink aan 'n kind. Dink weer terug aan 'n kind en 'n kind se behoeftes. Kom ons sê daar is 'n baie jong kind. En die kind val om en stamp sy kop. Nou begin die kind huil. Wat is die eerste ding wat daardie kind gaan sê? Jy gaan dit oor die hele huis kan hoor. Mama, papa. Wat is sy behoefte? Is baie duidelik. Wat is die behoefte van daardie kind? Die behoefte van die kind, en jy sien dit so mooi in kinders, geliefdes. Daai kind kom sommer na jou toe aangekruip. Mama, papa, van ver af. Die kind weet, ma en pa kan nie die pyn wegvat nie. Maar dit is nie belangrik nie. Wat is belangrik? Dit is belangrik om net by die regte persoon te wees, selfs al is die pyn nog daar. En dieselfde dan, wanneer dit gaan oor ons verhouding met God die Vader. Hy gaan nie altyd ons pyn wegvat dadelik nie. Maar ons heel eerste behoefte, wat jy so mooi hier kan sien, is net 'n behoefte om met hom te praat. Om by hom te wees met die pyn. Dis wat Paulus hier vir ons wys as hy vertel van sy gebede wat gerig is tot die Vader. Hy het dinge wat hom pla, hy het dinge wat hy wil voorhou aan die Vader, hy het dinge wat hom dalk bekommer oor die gemeente van Efese. Hy het baie mooi dinge om te sê van die gemeente van Efese, maar direk in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 4, dan begin hy met 'n vermaaning. Daar is dinge wat hom bekommerd maak, en dit is behoeftes wat die gemeente het, maar wat doen hy? Hy kom na die Vader. Hy praat met die Vader, en daardeur wil hy ook vir ons wys, ons eerste behoefte is net om by die Vader te wees en met hom te praat. Nie dat die pyn moet weggaan nie. Nie dat ons dadelik finansiële veiligheid moet hê nie. Nie dat ons dadelik baie meer geld in die bank moet hê nie. Ons eerste behoefte is net om by God te wees, al is die lewe nog moeilik. Dis wat ons hier in God se woord kan sien. Dit is ook ons gemeente, in die eerste plek ons kerk se behoefte. Ons behoefte is om 'n gemeente te wees wat met die Vader kan praat. Elke Sondag, wanneer ons hier by mekaar kom in die huis van die Here, dan het ons hierdie voorreg om met die Vader te praat in die naam van die Seun, deur die werking van die Gees. Wat 'n voorreg. Bring ons dan by die tweede punt, tweede behoefte. Ons het 'n behoefte om deur die Gees versterk te word. Ons sien dit in vers 16. Vers 16, dan bid die apostel, hy bid dat hy, die Vader, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. So kort sin, maar hy's gelaai, hy is so vol dinge wat hy sê, so vol rykdom, dat hy, die Vader, aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Die Vader is ryk in heerlikheid. En uit daardie heerlikheid, uit daardie rykdom, bid Paulus dat hy vir ons sal gee. Wat moet hy vir ons gee? Om met krag versterk te word, dat hy vir ons krag sal gee, deur sy Gees. Watter soort krag? Innerlik, na die innerlike mens. Dit is sy gebed vir ons. Nou, uiterlike krag, om fisies, liggaamlik sterk te wees, is nie 'n slegte ding nie. Die Bybel praat daaroor, uiterlike fisiese liggaamlike krag en sterkte, spiere, is nie 'n slegte ding nie. Psalm 18, Dawid praat in Psalm 18 van God wat hom ook fisies sterk gemaak het.
Psalm 18 vers 33 tot 35, God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op my hoogtes. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. Hy praat van fisiese, uiterlike, liggaamlike krag. Dis 'n goeie ding, dis ook 'n gawe van God. Maar dit moet nooit kom, moet nooit in jou lewe kom ten koste van geestelike, innerlike krag nie. En dit is waaroor die apostel hier praat. Na die innerlike mens. Innerlike beteken, dis krag in jou siel, krag in jou gees, krag, as jy so daaraan wil dink, krag in jou voorliefdes, jou verlangens, jou begeerte om te stry teen sonde. Dit is wat versterk moet word. Dit is die ware krag wat ons moet hê. Ons fout, is die fout van ons wêreld, is ook die fout van elke liewe mens van nature, is om te dink dat ons innerlik sterk is. Ons dink ons is innerlik sterk. En die wêreld daar buite, ons sekulêre wêreld vandag hou daarvan om vir mense dit te sê. Die boodskap wat die wêreld heeltyd in jou verkondig is, jy moet net besef hoe sterk jy is. Jy is al reeds sterk, jy moet dit net besef. Die enigste ding wat jou terughou, is jou eie idee dat jy te swak is, maar eintlik het jy al reeds al die innerlike sterkte wat jy ooit nodig mag hê. Jy het nie 'n behoefte om versterk te word nie, jy is reeds sterk, jy moet dit net besef. Dis nie wat God se woord vir ons leer nie. As jy die gesegdes wat mense so oral oor die internet deel, is gewoonlik 'n prentjie van 'n leeu. Ek is seker sommige van julle het dit al gesien. Word op sosiale media versprei. Jy 'n prent van 'n leeu en oor die leeu staan geskryf iets soos: as die duiwel vir jou fluister dat jy die storm nie kan keer nie, fluister terug, ek is die storm. So asof jy is sterk genoeg. Jy is die duiwel moet vir jou oppas. Is dit waar? Het ons uit onsself daardie krag? Nee. Die Bybel kom leer vir ons iets anders. Ons het 'n behoefte. 'n Behoefte aan krag. Innerlik het ons nie krag nie. Daardie krag moet van buite ons kom. God die Heilige Gees moet ons versterk. Hy moet ons versterk dat ons die stryd kan voer teen Satan, dat ons die stryd kan voer teen sonde. Toe ek 'n tiener was, het iemand op 'n stadium 'n selfhelpboek in my hand gedruk. Sommige van die selfhelpboeke is baie nuttig, baie handig, gee soms vir mense goeie advies soos maak jou bed op, neem verantwoordelikheid, goeie advies, is nie sleg nie, maar ons moet ook mooi oplet, daardie genre geliefdes, daardie boeke wat so op ons boekrakke vol staan, baie van dit is gemarineer met 'n slegte filosofie wat God haat. Let op, dit is gemarineer, dit is deurweek met 'n slegte filosofie wat God haat. Hier is nou 'n voorbeeld, die selfhelpboek sê toe, hier is wat jy moet doen. Gaan maak 'n lysie van al die dinge wat jy graag wil bereik. Gaan maak 'n lysie van dit wat jy graag wil wees. Skryf op hy lysie, ek wil suksesvol wees, ek wil graag welvarend wees, ek wil graag goeie verhoudings hê, wat ook al. Skryf dit op die lysie. Alles goed sover. Nou sê die boek verder, dan vat jy die lysie en jy plak hom vas aan jou spieël. En in die oggend as jy wakker word en opstaan, dan gaan jy na jou spieël en jy lees dit daar en jy sê dit dan vir jouself asof dit reeds waar is. Met ander woorde, jy sê vir jouself, ek is ryk, ek is welvarend, ek is suksesvol, ek het goeie verhoudings. Sien jy hier hoe dit op 'n subtiele manier 'n ander prentjie van jouself vir jou gee as wat die Bybel vir jou gee. Ons wêreld sê heeltyd, jy het alles wat jy reeds nodig het in jouself, jy moet net jou volle potensiaal besef. Jy is die storm. Jy moet net jou volle potensiaal besef. Wat sê God se woord vir jou? Jy is behoeftig. Jy is innerlik behoeftig. Jy het niks. Jy het nie die krag nie. Jy het nie die krag om enigiets uit jouself te bereik nie. Uit myself het ek niks. Ek is swak. Ek het uiterlik van die Heilige Gees, nie uiterlik nie, maar ekstern. God die Heilige Gees moet van buite my kom in my lewe en my kom versterk. Dan alleen sal ek die innerlike krag hê waarvan Paulus hier praat. Dit bring ons dan by die derde behoefte. Ons het 'n behoefte om te besef hoe groot Christus se liefde is. Nou ek gaan daarmee aan in vers 17 tot 19. In vers 17 sê hy, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Hy praat van Christus wat in ons harte kom woon, en sê ook ons is in die liefde gewortel en gegrond. Hy gebruik twee beelde, die beeld van 'n boom en die beeld van 'n gebou. Dink aan 'n boom.
Dink aan 'n boom, daardie boom hy het 'n penwortel wat diep in die grond afskiet en daar water uit die aarde uit te drink. Wat gaan met daardie boom gebeur as jy hom uittrek? Vat 'n jong boompie, jy trek hom uit die grond uit en jy los sy wortels dat die son daarop skyn dat dit droog word. Die boom gaan sterf. Hy gaan dit nie maak nie. En so op dieselfde manier, ons as gelowiges is in Christus se liefde geplant, gewortel. Ons wortels is in die vrugbare grond van Christus se liefde en ons kan net groei as dit die plek is waar ons gaan soek vir voedingsstowwe. As ons uit sy liefde getrek word, dan verloor ons alles, dan sal ons sterf. Op dieselfde manier, ons is gegrondves. Die Griekse woord gaan oor 'n fondasie. Ons fondasie is ook in die goeie grond van Christus se liefde. Die Bybel praat van ons as God se tempel. En die fondasie van daardie tempel is gebou in Jesus Christus se liefde. Ons het sy liefde so nodig, soos wat 'n boom grond nodig het en soos wat 'n gebou 'n fondasie nodig het. Dit is hoe groot ons behoefte na Christus se liefde is. Dan gaan hy verder in vers 18 en vers 19. Hy sê, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Hy skryf oor Christus se liefde as iets wat die hele aarde kan volmaak. Die lengte en breedte en diepte en hoogte, dit is oorweldigend, dit is iets wat jy nie kan beskryf nie. Hy sê, Christus se liefde oortref alle kennis. Alle kennis. Daar is niemand wat Christus se liefde kan deurvors en kan navors en sê, ek verstaan alles van dit nie. Dit oortref alle kennis. So groot dat niemand dit kan saamvat nie. Dink vir 'n oomblik daaraan. Die Bybel sê vir ons, God is liefde. En Christus is ook waarlik God. Hy is God die Seun. Dit beteken, sy liefde kom uit die volheid van wie God is. Dit is jy kan dit nooit ten volle gaan afwater en sê, hier is dit presies nie. Dink daaraan dat selfs in die hiernamaals, selfs in die hemel, selfs op die nuwe aarde eendag, selfs dan gaan ons nog steeds menslik wees, ons sal nie God wees nie, en selfs daar gaan ons altyd dieper en dieper groei in die liefde van Christus in, ons gaan dit beter en beter verstaan, maar selfs daar sal daar geen einde kom aan die kennis van die liefde van Christus nie. Selfs al is jy eendag 1000 jaar lank in die hemel, selfs dan sal jou begrip van Christus se liefde nog so klein wees, soos 'n sandkorreltjie teenoor die Drakensberge. Hy is so groot en sy liefde is oneindig. En Paulus hier lig vir ons hierdie behoefte uit. Ons het 'n behoefte om daardie liefde van Christus te besef. Dan eindig hy in vers 19, tweede deel van vers 19. Hy sê, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Die gevolg daarvan dat ons Christus se liefde bepeins, is dat ons vol word met die volheid van God. Wat beteken dit? Dit is so 'n wonderlike stelling hier, maar mens vra jouself af, wat beteken dit? Dink daaraan vir 'n oomblik. Stop dit hier. Dink vir 'n oomblik hieraan. Wat beteken dit om vol te word, vervul te word met die volheid van God? Dit beteken nie ons word God nie. Dit beteken nie ons word gode nie. Want die Bybel leer ons baie duidelik, daar is net een God en dit is nie jy of ek nie. Ons word nie gode nie. Maar waaroor gaan hierdie om vervul te word met al die volheid van God? Die Bybel praat op 'n paar plekke daarvan, 'n ander plek is 2 Petrus 1 vers 4 wat sê, ons word deelgenote van die goddelike natuur. Waarna verwys dit? Dit verwys na ons intieme verhouding met die drie-enige God, wat so heerlik is dat dieselfde liefde wat Vader, Seun en Heilige Gees van altyd af met mekaar deel, dat die drie-enige God ons intrek en ons deel daarvan maak. Dink so daaraan dat Jesus Christus sy bruid so lief het, dat hy haar huis toe bring en haar deel maak van die wonderlike liefde wat Vader, Seun en Heilige Gees van altyd af vir mekaar het. Moet jou stom slaan. Daardie gemeenskap, daardie verband, daardie verhouding, daardie verbond, waarvan ons deel kan word in Christus se bloed. Dan moet jy net stom slaan as jy besef wat God se woord hier sê, dat ons vervul kan word met die volheid van God. Ons gedenk dit vandag hier by die nagmaalstafel. Ons
Gedenk dit hier, daardie gemeenskap, daardie intimiteit. By die nagmaalstafel is dit God wat vir ons uitnooi na sy huis, na sy tafel en sê, kom sit. Kom deel aan my liefde. Kom deel aan my tafel. En dan mag ons hoor dat God die Heilige Gees in ons kom woon, net so seker as wat ons van die brood eet en van die wyn drink as ons in Christus Jesus glo. So seker word ons dan vervul met die volheid van God. Dit bring ons by die vierde behoefte. Ons het 'n behoefte om God drie-enig te verheerlik. Ons sien daar in vers 20 tot 21. Vers 20 tot 21 is wat mens 'n doxologie noem. 'n Doxologie. Doxologie kom van twee Griekse woorde, doxa, heerlikheid, en logos, woord. Dit is 'n heerlike woord, 'n verheerlikende woord. En die Bybel is vol van dit, vol van lofsange, verheerlikende woorde wat God drie-enig verheerlik. Ons erediens, elke erediens sluit ook gedeeltelik af met 'n doxologie. Voordat God ons wegstuur met sy seun, sing ons 'n doxologie. Ons sing 'n lofverheffing aan die einde van die erediens, 'n lofprysing aan die einde van die erediens. Hier in vers 20 en 21 lees ons dan: aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Dit is 'n doxologie wat ons hier in die woord van die Here kry. Dit is ons laaste behoefte wat ons hier moet raak sien. Ons het 'n behoefte om God te verheerlik. God het nie ons verheerliking nodig nie. Hy het nie 'n behoefte daaraan nie. Hy het geen behoefte nie. Hy is volkome God van altyd tot altyd. Hy het nie 'n behoefte aan ons lofverheffing nie. Van ewigheid tot ewigheid verheerlik Vader, Seun en Heilige Gees mekaar. Jy sien dit in die hoëpriesterlike gebed van Jesus Christus. Van ewigheid tot ewigheid verheerlik Vader, Seun en Heilige Gees mekaar. God drie-enig het nie ons lofverheffing nodig nie, maar ons het dit nodig. Dis 'n behoefte vir ons. God het ons hiervoor gemaak. Aan die begin het God die mens gemaak om in 'n verhouding met hom te leef en om al die eer aan hom te gee. En as ons dit nie doen nie, dan misluk ons in ons diepste doel. Dan voel jy soos 'n vis buite water. Jy voel daar's iets wat mis, iets in my lewe is nie reg nie, want ergens mis ek waarvoor ek geskape is. Eers as jy so begin leef dat jy al die eer in jou, al die eer wat daar moontlik kan wees aan God drie-enig begin bring en jou hele lewe begin uitroep, Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Alleen dan kan jy begin om in jou doel vir hierdie lewe te slaag. Tot dan sal 'n mens altyd voel, daar kort nog iets. Ek het 'n behoefte. Ek doen nie wat ek veronderstel is om te doen nie. Dis wat ons dan hier moet sien, die noot waarop hierdie gedeelte eindig is so 'n lofverheffing aan God. Hy is heerlik, hy verdien dit, hy verdien al ons lof, al ons prys, al ons verheerliking. Hy is nie onwaardig soos enige iemand anders, enige blote mense wat ons vereer, sal op 'n vlak kom waar jy sê, hy verdien dit nie meer nie, maar God verdien dit. Hy verdien dit waarlik. En daarom, laat ons as individue, laat ons as gesinne, laat ons as kerk hierdie woorde saam met die apostel Paulus sê, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Ten slotte, ek wil weer terugkom na daardie vraag waarmee ons begin het. As jy vandag 'n lysie moes maak van jou diepste, grootste, mees basiese behoeftes, wat sou op daardie lysie wees? Die apostel Paulus gee hier vir ons 'n lys. Hy leer vir ons uit sy gebed, wat is ons behoeftes? Ons behoeftes, dit begin by, ons het 'n behoefte om met die Vader te praat. Dis die eerste punt. Ons het 'n behoefte om innerlike krag deur die Heilige Gees te ontvang. Dis die tweede punt. Ons het 'n behoefte om na te dink oor die onpylbare liefde van Jesus Christus. Dis die derde punt. En ons het 'n behoefte om God drie-enig te verheerlik tot in alle ewigheid. Dis die vierde punt.
mag God dit gee dat ons in ons persoonlike lewens en ons ook in ons kerk altyd 'n diep bewus sal wees van hierdie behoeftes. Amen. Ons gaan nou oor na die bediening van die heilige nagmaal. Dis die derde groot deel van die erediens. Dit is die gemeenskapsdiens, vir u wat nou by Pinkster was, u sal dit onthou. Dit is die gemeenskapsdiens wat gebaseer is op die vervulde dankoffer of die vervulde vredeoffer. Ons het aansoeke ontvang om die nagmaal te gebruik en ek lees dan vir u die aansoeke wat ook goedgekeur is deur die ouderlingeraad. Suster Fransie Klaasen, broeder Karel Henry Keiter en dan ook broeder Benny van Zyl en sy gade wat ook hier is. U word almal saam met ons uitgenooi om die nagmaal van die Here ook te gebruik. Ek hou dan aan u die formulier voor vir die bediening van die heilige nagmaal. Geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As 'n verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die hart van die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, maar ons verskillende bene van daardie gedagte dat dit 'n verbondsmaaltyd is. Eerstens, die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente hom die hele lydensweg van Jesus Christus voor die gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Tweedens, die nagmaal is 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Derdens, die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. 1 Korintiërs 10 vers 17. Die nagmaal is vierdens 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Vyftens, die nagmaal is 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees
Want die Heiland bevestig hier op 'n besondere wyse die vrugte van sy lyding, sterwing en opstanding aan sy gemeente. En laastens, die nagmaal is ten slotte ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Kom ons hoor in wat die boodskap en vrug van die nagmaal is. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Ons moet ook hoor hoe om voor te berei vir die heilige nagmaal. Aangesien ons begeer om die seën van die Here te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daarom by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Ons gaan dan nou 'n lied sing terwyl die tafel gereed gemaak word. Ons sing Psalm 85. Psalm 85, ons sing daarvan vers 1, 3 en 4. In hierdie Psalm sing ons van die seën van die Here, die seën van die Here wat so tasbaar is soos 'n oes wat mense op die lande daar buite kan sien. Dis 'n manier hoe God ons seën, is ook baie gepas juis in hierdie oestyd waarin ons tans is. Maar is nog meer as dit, God se seën is nog meer tasbaar as dit wanneer hy ons voed by sy tafel met die ware liggaam en bloed van die Here Jesus Christus. So kom ons sing dan Psalm 85, ons sing daarvan vers 1, 3 en 4. Ons gaan dit staande sing, maar daarna kan u weer u plekke inneem.
Die twee gesinne met wie ons gereël het om aan te sit by die nagmaalstafel, kan nou vorentoe kom. Broeder Martin en Suster Elaine en broeder Andrew en Suster Naomi. Jy kan plekke kom inneem by die tafel. Ons buig dan terwyl ons sit almal nou by die tafel van die Here, al is daar nie 'n tafel voor u nie, ons sit almal aan by die tafel van die Here, daarom gaan ons nou sittende ons hoofde buig en 'n tafelgebed doen. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank u vir u geliefde Seun, Jesus Christus, wat ons tot die ewige lewe voed en versterk met sy liggaam wat gekruisig en sy bloed wat vergiet is. Laat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar laat ons ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan u regterhand is. Versterk ook ons geloof deur die werking van u Heilige Gees tot verheerliking van u naam en tot meerdere diens in u koninkryk, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is as 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met dankbaarheid neem, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons gestort is as 'n volkome versoening van al ons sondes. Die viering van die nagmaal met 'n lofverheffing, 'n doxologie, dieselfde een in ons skrifgedeelte. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Jy kan dan weer die plekke gaan inneem. Geliefdes, ek het nou net gesê ons eindig die viering van die nagmaal. Die viering van die nagmaal eindig eintlik eers met 'n gebed. So kom ek vra dan dat die broeders staan en dan bid ons saam. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U U Seun uit genade as middelaar aan ons geskenk het. Hy het deur sy kruis en opstanding die straf vir ons sondes gedra en sodoende vir ons die voedsel en drank van die ewige lewe geword. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut tydens hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus, ook die verkondiging van sy dood totdat hy sal kom, sal gebruik om ons daagliks in die regte geloof en in die innige gemeenskap met Christus te laat groei.
Ons bid dat U die heerlike vrugte uit hierdie nagmaalsviering in ons lewens sal laat voortkom, tot U verheerliking en tot ons saligheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan nou ons laaste doxologie in die erediens sing, ons laaste verheerliking, Gesang 237, Gesang 237, ons sing daarvan vers 1 en vers 2, daarna kan u bly staan vir die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen.